Goeienaand almal. Welkom, baie dankie dat julle gekom het. So op 'n koue wintersnag. Maar mag die Gees van die Here ons lekker warm maak. Baie welkom. Ons gaan eers bietjie lekker sing, 2 liedjies. Ek dink dit gaan ons opwarm. Dan kan ons ook voortgaan met die res van die verrigtinge. Kom ons staan dan, sing ons lekker saam. Holy Spirit, oh, come.
is die Heer. Ons het vanoggend daarom lekker gesels, reeds al oor vanaand se teksgedeelte en oor die tema. Maar net vir die wat nou nie weet nie, ons tema vir ons Pinksterreeks is 'n goddelike etiek wat vir mense goed is. En vanaand se tema spesifiek is 'n goddelike etiek begin by die dood. Begin by 'n spesifieke dood. Kom ons sit net so en word stil voor die Here. Timoteus 1 vers 7 sê vir ons, die Gees wat ons God ons gee, maak ons immer nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Sagaria 4 vers 6 sê vir ons, toe sê hy vir my, hier is die boodskap van die Here aan Serubabel, nie met krag en met mag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige. Handelinge 1 vers 8 sê,
maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria en tot die eindhoeke van die wêreld toe. Geliefdes, die kragtige Heilige Gees groet ons elkeen vanaand. Kom ons sluit die oor aan, bid ons saam. Dankie, o Heilige Gees, dat U vanaand in ons midde is. Ons wil vra dat U asseblief van stoel tot stoel sal kan gaan en elke individu radikaal aanraak. Here, dat ons ook kan sê, ek ken die Here. Ek weet wie Hy is. Ek het 'n verhouding met die lewende God. Hy het my ook al ontmoet. Gebruik die woord en transformeer ons harte. Maar open U woord vir ons, Here. Maak dit ons luister na U woord, sodat dit wel impak kan hê. Maar mag ons nie net hoorders wees nie, maar ook doeners. Dat ons kan gaan doen wat U woord vir ons sê. En dankie, Here, vir 'n praktiese, seremoniële beweging wat ons wel ook gaan doen om dit te doen. Om te wys. En ek's ernstig oor hierdie. Help ons om stappe te neem in ons lewens, dat ons 'n plek kry en 'n lyn kry met U woord, met U wil vir ons lewens. In Jesus naam, spreek met ons, want ons U diensknegte, luister. Amen. Ons teksgedeelte vir die week is Galasiërs 5, vers 13 tot 26. So ons gaan hierdie teksgedeelte redelik hoor, 'n paar keer. Ons gaan dit herhaal. Tannie Mara sê ook, dat gewoonlik is dit met herhaling, dat mens onthou, want die kleintjies kan nie gewoonlik onthou nie. So, kom ons luister en hoor, wat sê Galasiërs 5 vers 13 tot 26. Julle broers, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van die sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat die sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyk van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusie, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër ook al gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van die Here as erfdeel verkry nie. Die vrug van die Gees daarenteen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittaart of mekaar afgunstig wees nie. Ons lees net tot sover met teks vers 24. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Daar is so 20 skrifgedeeltes wat direk hierdie aanspreek. Ons het nou klaar vanmôre
gehoor van teologiese aanhalings en ontledings en alles. So ons gaan 'n bietjie iets anders doen. Dat ons ook nie net gewoon kan raak aan dieselfde dinge nie, want somtyds is ook iets nuuts ook net lekker. Ons gaan 'n teksvers marathon hou. En dat hierdie teks homself aan ons bekendstel. Ek gaan stelselmatig stukkie vir stukkie deur hierdie 20 teksgedeeltes beweeg. Hier en daar iets sê, hier en daar niks sê nie, want van dit is maar net selfsprekend. Maar onthou die tema. Die goddelike etiek begin met 'n dood. Die kruisiging van die self. Galasiërs 2 vers 19 tot 20. Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, lewe ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deurdat hy sy lewe vir my afgelê het. Nou soos ons dit gaan lees, wil ek u uitdaag en vra om te luister na waar stem die tekste ooreen, waar verskil hulle van mekaar, en hoekom sê die teks wat die teks sê. Daai 3 goedjies, hou dit in die agterkop. Galasiërs 5 vers 24, ons teksvers vir die dag. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Romeine 6 vers 6. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat die sondige bestaan beëindig kon word, en ons dus nie langer slawe vir die sonde sal wees nie. So, hoekom dan nie langer meer sonde nie? Hoekom nie langer meer sonde nie? Want ons behoort aan Christus. Ja, dit is maklik soos dit. Hoe makliker ons nee sê, en hoe meer ons nee sê vir die sonde, hoe meer sê ons nee vir die sonde. So, om te sterf aan menself is om te sê nee. Nee vir die sonde. Die selfverloning, Lukas 9 vers 23 tot 24, toe het hy vir almal gesê, as iemand my wil agtervolg, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Nou die sinoptiese evangelies sê hierdie basies dieselfde. Dis die woorde van Jesus Christus. En nie alles wat Jesus gedoen het en gesê het, is in elke sinoptiese evangelie nie. Matteus, Markus en Lukas. So en hierdie is in al 3 en dis basies dieselfde. Wat net sê dat dis nogals belangrik. Want herhaling gee beklemtoon. So hoor wat word beklemtoon en ons het nou Lukas gelees. So nou lees ons Matteus 16 vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand my wil agtervolg, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Markus 8 vers 34. Jesus het toe die menigte mense wat saam met sy disippels was, nader geroep en vir hulle gesê, as iemand my wil agtervolg, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en vir die evangelie verloor, sal dit behou. Daar is die evangelie ook ingebring, die goeie nuus. Lukas 14 vers 27. Iemand wat nie sy eie kruis wil dra en my agtervolg nie, en na my toe kom nie, is nie my disipel nie. Om te sterf aan menself is om te kan lewe. So ons sal lewe
as ons sterf. So ons lees hierso in Johannes 12 vers 24. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie eers in die grond geval het en gesterwe het nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring dit 'n groot oes in. Jy moet eers sterf voor jy kan leef. Romeine 8 vers 13. Daarom dan broers, staan ons onder die verpligting, maar nie teenoor die sondige natuur nie, om daarvolgens te lewe nie. En as julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan die sondige praktyk van die lewe, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Nou onthou julle die tweede konsep van vanmôre wat ons nou bespreek het, wat ons Woensdag aand gaan bespreek. Dat jy moet deur die Gees van God gelei kan word om eties te kan wees, om 'n goeie gedrag te kan hê. Maar voor jy gelei kan word deur die Gees van God, moet jy eers sterf aan jouself. 2 Korintiërs 5 vers 15, ek lees vir ons van vers 14 af, want daar staan die liefde van Christus dring ons. So ek het vers 14 net ingebring, juis oor daai liefde. Maar hoor gou, die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot insig gekom het, en dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. Vers 15, en hy wat vir almal gesterwe het, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Die Here Jesus leef, julle. So dis nie 'n tragiese hartseer, ons praat net oor die dood nie. Hierdie teksgedeeltes praat nie net oor die dood en die ellende nie. Eerder hier en nou, in hierdie korte tydjie, in hierdie leeftyd nou, sterf van jouself en ewig lewe, as om nou te lewe en ewig te sterf. En daar is 'n alarm. As hy, nou is ons ook wakker. Want die ding is, as mens lewe nou, lewe mens vir menself. En dan is mens dood verander. Maar as mens dood is vir menself, lewe mens verander. Dis was cool. Dis 'n quote Engel wat jy moet neerskryf. Ek wil dit op my styt sit. Kan ek dit weer sê? As mens lewe in hierdie lewe, lewe jy vir jouself. Maar as jy sterf aan jouself, lewe jy verander. Efesiërs 4 vers 22 gaan oor om die ou lewe eenkant te sit. Die ou mens is weg. Hou dan op om te lewe soos wat julle vroeër gelewe het. Breek met die ou mens, die sondige mens in julle, met al sy begeertes wat julle verteer. Hou op. So eenvoudig soos dit. Hou op om so te lewe. Hou op met die verslawing. Hou op om jou hond te skop. Dis nie reg nie. Dan sê dit verder in vers 23. Julle gedagtes en julle gees moet nuut word. Klem op gedagtes. En geniet word. Lewe as nuwe mense, as die beeld van God. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Ons kan nie uit onsself uit heilig wees. Ons moet eers sterf, want Christus is totaal heilig. Heeltemal anders as wat ons is. Ek lees vir ons Kolossense 3 vers 5 tot 9. Maar net vers 5 en vers 9 wat eintlik gaan oor om te sterf van jouself. Nou Kolossense 3 is baie in lyn met Galasiërs 5. Hoor wat sê hy? Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nou nog deel van julle lewens is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes, gierigheid wat afgodsdiens is. Deur sulke dinge, hoor mooi, vers 6, dis die Bybel wat dit sê, nie ek nie, deur sulke dinge kom die straf van God op oor die mense
wat aan hom ongehoorsaam is. Soos ons gesê het vanoggend, die Heilige Gees kom nie om ons gemaklik te kan maak, maar om ons heilig te kan maak. Hierdie is 'n waarskuwing. Maar nou moet julle maar nou moet julle. Sê gou maar nou. Jy sê gou vir mekaar maar nou. Dis hy. Dankie. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Hou op. Woede, haat, nyd en 'n gevloekery. Geen vuil taal moet uit julle mond uitkom nie. Vers 9 sê: en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. En leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van die Skepper en tot die volkome kennis van God. Nou jy daai vraagie wat ons gevra het van hoekom? So en die ander ene is van wat is die verskille? En die ander ene is van wat is dieselfde? Kan jy dit agterkom? Dis 'n baie duidelike goue lyn wat deurgetrek word. Maar die hoekom is die volgende. God verdien ons eer. Daar was 'n prentjie gewees op iemand se status op 'n stadium wat gesê het, ek wil doen wat ek wil doen want dit is vir my lekker en dit is tot my eer toe. En jy sê die een prentjie, doen alles wat vir jou goed is. En toe het iemand gegaan en dit doodgekrap. Hy selfde prentjie gevat, dit doodgekrap en gesê, doen alles wat die Here eer. Doen alles wat die Here eer. Romeine 6 vers 11, en ek lees vers 10 by. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Hy Jesus. Nou lewe hy vir God. Vers 11. Julle moet dus altyd onthou dat julle ook vir die sonde dood is, maar vir God lewe. Omdat julle een is met Christus Jesus, moet dan nie toelaat dat die sondige natuur nog langer hoe meer oor julle heerskappy voer nie, en julle die begeertes van die sterflike aard gehoorsaam nie. Hoekom moet ons aan onsself sterf? Anders gaan ons vergaan. Dis eenvoudig. Ek wil nie dat enigiemand moet vergaan nie, so kom ons sterf liewer aan onsself, sodat ons nie hoef te vergaan nie. Dis eenvoudig. Vers 13. Julle moet geen deel aan van julle liggaam in diens stel van die sonde nie, en om 'n werktuig te kan wees vir die goddeloosheid wat nou nog bedrywe word nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood is, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggaam in diens van God as 'n werktuig vir wat hy wil doen. Dus of God of die duiwel, vir wie wil ons dien? Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie meer onder die wet van Moses nie, maar onder genade. Die laaste 4 gedeeltes, en dit gaan oor lewende offers te wees en om 'n nuwe lewe te leef. Romeine 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die ontferming van God. Gee julle self aan God as 'n lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlikheid van julle godsdiens wat julle moet doen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur die vernuwe van julle denke. Dan sal julle ook die onderskeid kan hê van wat God se wil is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Dan sal ons deur die Here gelyk kan word. Dan sal ons kan hoor wat hy wil. Sy wil en nie my wil. Galasiërs 6 vers 14. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets moet roem, anderstens as die kruis van Jesus Christus. Want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Dis nice. 2 Korintiërs 4 vers 10. Ek lees van vers 8 af. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons word oor raad verleë,
maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van die Here Jesus Christus dra ons altyd saam met ons in ons liggame, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer na die dood toe, sodat ook ons sterflike bestaan in hierdie lewe van Jesus Christus ook sigbaar kan word. Dan laaste, maar nie die minste nie. Johannes 3 vers 30. Hy moet meer word, maar ek minder. Ons gaan 'n bietjie vanaand 'n ruiltransaksie doen. Ons gaan 'n bietjie vanaand die ou sondige natuur, die ou sondige ek, ruil vir die Heilige Gees gevulde lewe. 'n Baie kragtige stelling en aanhaling van 'n baie geesgevulde teoloog, wat ook 'n martelaar was, Dietrich Bonhoeffer. Hy het geskryf in sy boek The Cost of Discipleship, dat wanneer Christus Jesus iemand roep, beveel hy hom om te kom en te sterf. Dietrich Bonhoeffer. Hoekom is hierdie so kragtig vir ons as kerk? Hoekom is hierdie stelling kragtig? Want stel die ego kant toe, die eie ek, die ou mens, en daardie lewe is absoluut punteloos. Dit lei tot niks nie. Dis vir 'n korte duur, miskien dalk, nee, dit is ook nie. Ja, maar nee, dit is totaal punteloos. Om te sterf is die absolute beginpunt van om in die gemeenskap van Jesus Christus te kan wees. Dis al hoe ons in 'n verhouding met hom kan wees. Want wie is op die troon van jou hart? Jesus of jy? En dan 'n verdere konsep leer ons by Andrew Murray. Hy het gesê dat om te sterf van jouself verander jou identiteit, wie jy is. En hy sê dat die konsep oor die kruisiging gaan oor om die self nooit weer toe te laat om van daardie kruis af te klim. Nooit nie, tot hier toe en nie verder. Daardie drankprobleem is verby. Daardie verslawing is verby. Jy sê jy klim nie weer van daai kruis af nie. Sodat, en hier is hoekom, sodat Jesus Christus sy eie bonatuurlike lewe en karakter onbelemmerd deur ons kan skyn. Jo, ou Andrew Murray, baie diep persoon. So, jy het elkeen 'n papiertjie gekry. Asseblief moet nou nie u sonde daarop gaan skryf nie, want ons gaan dit nou brand nie. So moet nou nie vir almal gaan sê jou diepste geheime nie. Skryf bloot net jou naam en sy sondige natuur. Die woorde sy sondige natuur, soos Isak sy sondige natuur. Dan skryf julle dit daarop, Isak sy sondige natuur. Dan verteenwoordig hierdie papiertjie jou sondige natuur. Ek het ook een iewers. Ek het een. As hy. En onthou net asseblief om die potloodjies net terug te sit aan die einde. Isak se sondige natuur. Ja nee, asseblief nou nie. Amen. En dan gaan ons vanaand nou totaal en al tot sien sê daarvoor. Ons gaan 'n geleentheid gee vir die wie wil om op te kom en te sit by die kruis van Jesus Christus.
om keuse te maak, vanaand, klaar. Jy is welkom om, wanneer jy gereed is, dit ook te doen. Die wie nie kan nie, gee dit vir iemand. Die wie nie lus is nie, gee dit ook vir iemand anders. Julle hoef nie noodwendig dit te doen nie. Dit was 'n spesiale oomblik. Kom ons sluit die oor aan, bid ons ook saam. Here, baie dankie dat u gelowiges en u diensknegte gewillig gemaak het om deel te neem. Want Here, ons vorm deel van 'n groter prentjie. Help ons om te kan deelneem aan u koninkrykswerk, Here. Ons het vanaand gehoor en besef dat ons kan nie deelneem aan u koninkrykswerk as ons nie eers die ou self gekruisig het. En Here, daar lê die ou self by die kruis. Ons gaan dit nie weer optel nie, Here. U gaan ons help, u gaan ons bystaan. En ons gaan totaal oorwinning hê oor die sonde en die dood. Want Here, u staan in triomf reeds en wag vir ons. Met oop arms en met baie liefde. Dis 'n goeie God, Here. Ons wil u eerder dien. Die God van lewe, die God van waarheid, die God van lig. Ons loof en prys u heilige naam, wat u vanaand vir ons beteken het en gedoen het. Asseblief stap met ons 'n pad vorentoe. Dat ons hierdie sal kan onthou. Dat dit lê by die kruis. By u voete, Heer, is ons veilig. En ons is hier. Ontvang ons ook. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan en sing ons slotlied. En dan gaan ek ook vir u die seën uitspreek. Liefde, ander
Mag ons aan onsself sterf, dat ander vir God deur ons kan sien. Amen. Dankie, totsiens. Mooi aand, sien môre aan. Daar's môre aand sop. Onthou asseblief die potloodjies.